Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee is Wendy Petersen. Sy is die hoofuitvoerende beampte van SA Olive Association om bietjie te gesels oor die olyfbedryf in Suid-Afrika. Wendy, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre en baie dankie dat julle my genooi het. Hoorie so, op die oomblik as ek die dinge so kyk, lyk dit of Suid-Afrikaanse olywe en veral olyfprodukte baie goed doen internasionaal. Waar het ons hierdie sukses te danke? Weet jy, ja, ons is baie gelukkig, ons industrie doen baie goed en ek dink dit is maar rondom die kwaliteit en die wêrelderkenning vir Suid-Afrikaanse kwaliteit in olyfolie en ons produsente werk baie hard om daai kwaliteit te handhaaf. Nou as 'n mens dink aan internasionale toekennings, jy weet, wat is die mees gesogste toekenning waarna almal toe werk? Ek dink dis die FLOS-toekenning in Spanje, maar ook dan is daar die New York toekenning NYIOCC. So daar's verskillende toekennings en dan is daar ook die wêreld, ons call dit die World Ranking toekenning, wat obviously bydra tot 'n klomp van die awards wat a weighted average bydra tot erkenning. En ek moet sê, van ons produsente doen baie goed, nogals op die World Ranking op die oomblik. Nou is dit iets waaraan ons eers onlangs begin deelneem het of was daar 'n paar kleiner produsente wat nou maar hulle hand probeer het, maar eers nou in die laaste rukkie wat ons regtig begin presteer het? Nee, ek dink die afgelope omtrent 5 jaar neem ons produsente deel. Ek dink net ons SA Olive Awards en ons APSA Top 10 Awards en dan die CTC stelsel wat die skema wat ons het die kwaliteit so 'n bietjie gelig van ons as Suid-Afrikaanse produk en ek dink ons produsente is nou net meer confident om deel te neem en ja, so dit gaan baie goed. Nou as 'n mens dink aan olyfolie, dit het amper selfde soos koffie, almal gaan deur hierdie tendense die hele tyd, maar dit het baie fancy geraak in die laaste ruk. Mense is baie spesifiek oor hulle olyfolies. Wat se tipe olyfolies kry ons hier in Suid-Afrika of van watse variante af en wat is die waarvoor ons moet kyk as ons na die supermark toe gaan? Ja. Weet jy, ek sê altyd, ek vergelyk dit altyd met ander industrieë en waar ons destyds, as jy praat byvoorbeeld aan wyn, het jy geweet van 'n witte, 'n rosé en 'n rooi wyn. En soos die consumer nou meer educated geraak het en knowledgeable, verstaan almal nou daar's verskillende kultivare. So waar ons in vergelyking met dit is met die olyfindustrie, ons het 'n delikate olyfolie wat sag en subtle is en dan het ons 'n medium. Ek dink meeste van die consumers verkies maar nou 'n medium. En dan het ons 'n intens of 'n robust olyfolie wat nou meer hoër vlakke van vrugtigheid het, daai pungency en 'n bitterness wat jy op jou palet proe. En so dit is in die Suid-Afrikaanse bedryf. Cultivare, baie exciting. Ons is nou deel van die CTC skema waar ons verskillende cultivare proe. Soos cultivare soos Frantoio, Mission, Koroniki, Arbequina. Daai tipe van cultivare doen redelik baie goed in daai medium cluster, maar dan kry jy ook daai intense olies wat nou soos 'n Don Carlo of 'n Picual bevat. So ja, dit is Grieks klink. Baie fancy. Maar ek dink soos die olyfindustrie nou ontwikkel oor 'n paar jaar sal ons seker consumers hê wat nou baie meer spesifiek gaan raak oor die tipe van olyfolie en die kultivar wat hulle soek, ja. Nou dat ons so in die feestyd ook ingaan, jy weet, dit is 'n lekker groot tafel saam met vriende, dis eetgoedjies, dis kase en koue vleise, maar daar's altyd 'n ou olyfie daarso en ons ken nou maar die rooi een en die groen een en nou wat is perfek vir so lekker middagtafeltjie om te eet spesifiek en nie as dit kom by olyfolies nie. Ek dink die Mission olywe en die Kalamata wat nou die rooietjie is seker maar die wat meeste mense van hou. Ek sal sê gewoonlik as jy dan nou olywe proe, gaan deur dat jy fisies proe, die olywe proe voor jy dit in, wat dit hang ook af van jou smaak. En as dit obviously kom by die olyfolie, dit hang af wat dit dis op die tafel is. As dit nou 'n visgereg is, sal ek byvoorbeeld sê probeer 'n delikate olie. As dit nou 'n sterk curry of 'n steak of so iets is, dan sal ek sê probeer 'n robust. Maar soos ek vir jou gesê het, die meeste consumers verkies maar die middelweg, want dit is baie meer versatile, sal ek sê, maar ja, dit gaan oor jou palet en watter dis op die tafel is. Nou, was daar 'n spesifieke internasionale toekenning wat ons produsente gewerf het, wat vanjaar vir jou uitgestaan het bo die ander? Ja, ek sal sê die Rustica het baie goeie en Mardou het baie goeie
die Flos award gewen wat obviously die Suid-Afrikaanse olyfbedryf in 'n hoë ag gesien word wêreldwyd. Dis 'n award wat in Spanje uitgereik word. So dit tel nogals baie as jy op 'n wêreldmark aan olyf awards deelneem en Suid-Afrika stap weg met bekers. So dit is goed vir ons, ja. Ongelooflik. Wendy, ons gaan nou 'n bietjie verder met jou gesels. Ons gas in die ateljee vandag, Wendy Petersen, sy is die hoofuitvoerende beampte van SA Olive Association. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Is geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is Wendy Petersen, hoofuitvoerende beampte by SA Olive Association. So Wendy, dit voel net altyd vir my 'n bietjie volkvreemd om te praat van olywe spesifiek hier in Suid-Afrika. Wanneer het die olyfbedryf spesifiek hier begin en het ons produkte of ons saailinge of hoe dit werk, het ons dit ingevoer oorspronklik of het ons dit hierso begin verbou? Weet jy, die olyfindustrie is amper so lank aan die gang as soos wat die wynindustrie is. So dit is al hele rukkie lank. Die enigste issue was dat ons het nog nie groot aanplantings gehad van olywe in daai jare nie. En dan 'n groot naam in die olyfindustrie is die Costa familie, Fernando Costa, wat obviously begin het in die Parel met olywe plant en later aan gekommersialiseer het. So 'n groot ding wat ons nou mee sit in die industrie is ons wil baie graag 'n doopdatum hê vir die olyfindustrie en ek dink dit is my een groot projek vir 2027 van wat is daai datum? Wat is die oudste olyfboom in Suid-Afrika en dit rondom dit bou? Maar ek dink is nogals baie exciting. Ek dink dat van waar ons begin het met 'n paar kwekerye en 'n paar olyfbome sit ons nou dat daar groter aanvraag is. Ons het omtrent so 6 kwekerye wat olyfbome kweek en dan wat gesertifiseer is die belangrikste ding want baie mense, ons noem dit stokkies, plantstokkies, maar dis nie gesertifiseer nie. So ons moet kyk na die sertifisering van ons boompies en dan obviously daarvan aan te vat om 'n geboortedatum vir die industrie te gee wat baie exciting is. So van julle kant af daar by SA Olive Association, hoe help julle om produsente om konsekwentheid aan hierdie gehaltestandaarde te voldoen? Ja, so ons het 'n skema wat gereguleer word deur die SA Olive Association en dit is die CTC skema en so op elke bottel olyfolie wat deur die kwaliteitsstandaard gaan, kry so 'n seël en wat daai seël aandui is dat nommer 1 die produk is plaaslik geproduseer. 2 dat die produsent het die uiterste en basic conditions voldoen aan om olyfolie te produseer. Ek kyk ook na sy werkers. En dan die laaste een is dit gaan deur 'n tegniese proepaneel. So elke tweede maandag of woensdag proe ons al die olyfolies wat op die retail shelves is. So die produsent stuur dit in. Dit gaan deur 'n tegniese paneel van so 12 mense wat gekwalifiseer is in proe. En dan proe hulle nou deur dit en dan sê hulle of die produk is goed genoeg om 'n seël te kry of nie 'n seël te kry nie. In die geval waar die produsent dan nou 'n seël kry, sal hy ons nou die seëls uitreik en hy plak dit letterlik op elke bottel voor dit op die retail shelf gaan. So dit gee vir die consumer 'n indikasie dat kyk jy koop kwaliteit en dit is deur 'n standaard. Die produsente wat dit nie maak vir 'n seël wat baie weinig is. Ons sal nou met hulle werk om te sê, maar kom ons kyk wat ons kan doen om julle produkte verbeter. En dis waar SA Olive en ons tegniese paneel en ons tegniese komitee 'n groot rol in speel. Nou, verstaan Suid-Afrikaners, Suid-Afrikaanse verbruikers regtig wat dit beteken as ons sê ekstra suiwer olyfolie of is daar nog 'n effense verwarring? Nee, daar is nog 'n klein bietjie verwarring en weet jy nie, ek sê altyd as jy en ek was self skuldig aan voordat ek in 'n olyfbedryf gekom het. Ons gaan ons gaan koop olyfolie en dan koop jy maar nou ons dink mos die ingevoerde produkte is eintlik baie beter wat nie die geval is nie. En so meer jy dan nou kennis dra van die proses van ons plaaslike produk, dan kies jy nou die plaaslike produk. Maar ek dink daar is nog baie werk aan ons kant wat ons moet doen. Maar met obviously limited befondsing, daar's net soveel wat jy kan doen, maar ons moet die consumer bewus maak van, jy weet, wat is die standaarde vir ingevoerde produk, die standaarde vir plaaslike produk, en dan wat gebruik jy om 'n besluit te maak om olyfolie te koop?
En as ons omdat ons nog 'n klein globale produsent is, wat is die grootste uitdagings om produksie verder uit te brei sonder om gehalte jy weet te verbreek? So op die oomblik in Suid-Afrika produseer ons omtrent 1/3, so net so onder 2 miljoen liter, en dan voer ons omtrent so 2/3 olyfolie in. So ek sê altyd die geleentheid is die 2/3. En hoe maak ons daai 2/3 laat dit plaaslike volume raak? En daar moet ons kyk om hande te vat met die staat om te sê kom ons kyk na waar boer swaar kry in sekere areas, kom ons kyk om olywe te plant of laat ons olyfolie kan produseer. Want dit is 'n baie winsgewende produk, daar is nie 'n probleem om markte te kry nie. En so help ons, en dit is ook 'n lae risiko produk, dat dit nie gesteel word nie, want niemand gaan sommer 'n groen olyf iets wat jy langs die pad koop. Exactly. Olywe soos wat jy narkies en lemoene koop nie. Of steel van die bome af. So dit is 'n goeie geleentheid. En aan die ander kant moet ons ook kyk dat die nuwe produsente wat inkom, hoe gee ons vir hulle genoeg tegniese kennis en tegniese hulp om te verseker dat in jaar 3 of 4 dat hulle kan oes en dat hulle kan winsgewend wees. So ek dink dit is maar die rondom wat ons moet doen. Aan die ingevoerde produkkant is ons besig om te kyk dat hoe maak ons seker dat die produkte wat in die land kom ook voldoen aan die codex en ook voldoen aan die standaard. En daar is ek besig om te werk met die invoerders en met die retailers, want die retailers is van die grootste invoerders, om te sê, kom ons vat hele produk ook deur daai CTC skema, ons rig net 'n nuwe seël uit, en dit gee sal ook die consumer die, wat die Engelse woord, die gerusstelling gee, dat die produk wat op die rak is, of dit op plaaslik geproduseer is of ingevoer is, dit is hier 'n kwaliteitsstandaard en dit is geverifieer. Nou, kom ons sluit sommer gou dan bietjie af met hierdie vraag. Ek dink wanneer dit kom by olywe, ons weet daar is dele van Suid-Afrika waar die klimaat regtig gunstig is vir wynprodusente, maar hoe vergelyk die olyfbedryf en Suid-Afrikaanse klimaat in opsigte van dit? Ja, olywe benodig 'n mediterrane klimaat. Obviously nat winters en warm somers. Ek Weskaap produseer of kry ons omtrent so 95% van die olywe is in die Weskaap, maar daar is ook 'n groot geleentheid in die Noord-Kaap. En dan het ons in ander provinsies, ons is nou met 'n broer in Bloemfontein ook besig, wat sporadies is, soos 2-3%, maar dit is baie klein persentasie. So die Weskaap is maar ideaal, maar ek dink dit is 'n groot geleentheid om groter uit te brei in die Noord-Kaap byvoorbeeld. Wendy, baie dankie vir julle wat vanoggend hier so was en dankie dat jy saam met ons kom kuier het. Wendy Petersen, hoofuitvoerende beampte van SA Olive Association. Dit is groot plaas vir hierdie jaar en vir vandag. Ons is dankbaar dat jy saam met ons gekuier het en mag jy 'n ongelooflike geseënde Kersfees hê, 'n voorspoedige nuwe jaar van ons almal hierso af en dan sien ons jou hopelik ook in die nuwe jaar. Vir al die boere wat nog iets in die grond het, sterkte met dit en ons hoop dat jy 'n geseënde feestyd gaan hê saam met al die mense wat vir jou sin maak. Blessings vir jou en jou familie en dan sien ons mekaar weer in die nuwe jaar van ons by Groot Plaas af. Ons hoop jy het 'n lekker dag verder.